Baie welkom. Ek sien hier kom nog mense in wat die reën trotseer. Ons is dankbaar oor die reën, hè. Ja, ek het gedink hier gaan niemand wees nie, maar ek is bly om julle te sien. Miskien moet ons net gou vir 'n oomblik net wag tot hulle net gou inkom. Baie welkom julle wat so bietjie laat is. Bly julle is hier, hallo. Weet julle, nie net kan ons jubel oor hierdie reën vanoggend nie, maar ons kan verseker jubel en juig. Hoekom? Want 'n kind is vir ons gebore, 'n verlosser. En die wonderlikste ding is, Jesus kom weer. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus, die kragtige werking van die Heilige Gees. Vanoggend vier ons die 3de Adventssondag en sy tema, kom maar in, Moreus, julle, welkom. Die 3de Adventssondag met die tema van vreugde. En daar's nog 'n vreugdevolle boodskap wat ek met jou wil deel, en dit staan in Lukas 2 vers 10 tot 11 wat vir ons sê: vrees nie. Ons hoef nie bang te wees nie. 'n verlosser is vir ons gebore. 'n verlosser wat vir ons herstel gebring het. Herstel van reg en geregtigheid, van morele en hy het ons morele en sosiale herstel gebring. Redding, ons verlossing. Hy het vir ons beskerming gebring. 'n nuwe identiteit en die hoop en die belofte van die ewige lewe. Ek wil hê dat ons sou rustig voor die Here sal raak, wetende dat hy by jou is. Jy is nie alleen nie. Raak bewus van die hier en die nou. Vergeet van dit wat agter jou is en laat alle afleidings gaan. Kom ten volle tot ruste in God se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geleentheid. Dankie vir die wonderlike reën. Dit is vir ons so 'n tasbare bewys dat U 'n lewende God is wat voorsien. Here, open ons harte vir U woord vandag. Ons is opgewonde. U het na die aarde gekom om in ons midde te woon, om Uself aan ons te kom openbaar, vir ons te kom wys hoe om te leef. Dankie vir U beskerming, vir U verlossing. Dankie dat ons behoort, dat ek kan sê, ek is 'n kind van U. Here, wees U hier, of ons weet U is hier teenwoordig, en dankie daarvoor. Amen. Ek wil hê dat julle saam met my sal sing, kom alle vertroues. Kom ons staan. Was daar lewe, en die lewe het gedien as die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, ja, die duisternis het dit nie uitgedoof nie. Wat staan vir jou uit in hierdie teksgedeelte? Vir my staan daar veral 2 dinge uit, wat ek hoor. Dat sonder Jesus sou ons nie bestaan het nie. Hy is die skepper, hy is die bewaarder van alle lewe. En daarom is ons lewe nie toevallig nie. Ons lewe het 'n doel in hom. En tweedens, hy is die lig
wat die duister verdryf. En selfs wanneer die wêreld hom weerstaan of hom dalk verkeerd verstaan en hom weerstaan, kan die duisternis nie die lig verdryf nie. Daar's 'n teks wat sê, die een wat in jou is sterker as die een daar buite. Ons het niks om te vrees nie. Jesus het altyd die laaste sê. Wie sou nie so 'n koning wil aanbid nie? Een wat almagtig is, een wat alleswetend is, wat alomteenwoordig is. Dit is vir ons genoeg rede om te jubel en te juig van vreugde. Die woord Advent beteken die naderende koms van Jesus. Nou, as ons elke Sondag, die 4 Sondae voor Kersfees, die Adventskerse aansteek, is dit om daai simbolisering van die afwagting. Ons kan nie wag vir Kersfees nie waar nie. Met anders kan nie wag om die geboorte van Jesus te vier nie. Maar nie net dit nie. Dit is ons afwagting op Jesus se wederkoms. En ek wil jy's my lekker naby. Kan ek vir jou vra om vorentoe te kom en om vir ons die 3de Kers te kom aansteek asseblief dit. Daar's 3 goeders wat ons ook moet doen in hierdie tyd. Ons moet terugdink aan wat die profete in die Ou Testament vir ons geprofeteer het. Dat daar vir ons 'n kind gebore gaan word. Ons moet onsself voorberei om Kersfees te vier. Ons moet die Bybelse verhale oordink. Ons is besig om die Lukas Evangelie te lees. En daardeur gaan jy jou kennis weer verdiep en vernuwe. Hierdie wonderlike verhaal, 'n kind is gebore, by geleef het op aarde, gesterf het, opgestaan het, opgevaar het en sy gees uitgestort het, om weer in hierdie verhaal in te kom en te mediteer oor die betekenis van Jesus vir jou lewe. In hierdie tyd is ons ook veronderstel om selfondersoek te doen. Jy moet vir jouself antwoord, is jy gereed om hierdie Jesus te ontmoet? Want die woord sê, hy kom soos 'n dief in die nag. In hierdie tyd is dit ook waar ons uitsien na Jesus se koms. En ons bid en ons vra die Here, soos wat hierdie Kers se lig die duisternis deurbreek, vra ons Here, skyn u lig in ons harte. Kom wys vir ons, waar is die donker kolle in my hart, Here? Wat is daar wat tussen my en u staan, sodat ek in hierdie voorbereidingstyd kan regmaak met u. Vanoggend se skrifgedeelte kom uit Sefanja 3. Sefanja is 'n klein profetiese boek in die Ou Testament. Ek lees gou vir ons vanaf vers 14. Sefanja sê vir die volk, jubel van vreugde, dogter van Sion, roep dit uit Israel, verbly en verheug jou met jou hele hart. Die Here het die oordeele oor jou afgewend, jou vyande uit die weg geruim. Die koning van Israel, die Here, is in jou midde. Jy sal geen onheil meer vrees nie. Op daardie dag sal vir Jerusalem gesê word, moenie vrees nie, Sion, moenie dat jou moed jou begewe nie. Die Here, jou God, is in jou midde, 'n held wat verlos. Hy verheug hom met blydskap oor jou. Hy maak jou stil met sy liefde. Hy sal oor jou juig
met jubelkrete. Die getreur by die fees sal ek van jou af wegneem. Dit is 'n las op jou, 'n skande. Kyk, ek sal dan afreken met almal wat jou in daardie tyd verdruk het. Ek sal die verlamdes verlos en hulle wat uitmekaar gejaag is, bymekaar maak. Ek sal hulle roem en aansien gee in elke land waar hulle verneder is. In daardie tyd sal ek julle laat kom, terselfdertyd sal ek julle bymekaar maak. Ja, ek sal vir julle onder al die nasies op aarde aansien en roem gee, wanneer ek julle lot voor julle oë verander, sê die Here. Profetiese boeke, weet ons, is waarskuwingsboeke. En so is Sefanja. As julle nou dis 'n kort boek, as jy 3 hoofstukke, gaan lees dit gerus, en gaan lees ook die eerste paar verse in hoofstuk 3, wat ek nou nie gaan noem nie, gaan lees nie, maar die eerste 2 hoofstukke van Sefanja, is hierdie waarskuwing. Die volk is ongehoorsaam, hulle het afgodediens begin dien, hulle het hulle rug op God gedraai, hulle was ongehoorsaam, hulle het mense misbruik, hulle was goddeloos. En nou kom die profeet en hy waarsku hulle. Hy sê, daar kom oordeel, die naderende dag van die Here. Maar dan sien ons in hoofstuk 3, is daar 'n ommekeer. Dan roep Sefanja die volk terug en hy sê, bekeer julle. Want daar is 'n einde, daar kom 'n einde aan julle herstel. Hy gee vir hulle hierdie belofte van herstel. So God wat in hoofstukke 1 en 2 geoordeel het, keer die oordeel om in hoofstuk 3 vir die berouvolle individu. Sefanja beklemtoon dat God se oordeel is nie finaal nie. Ons weet vandag dat God is teenwoordig en die liefde van God wat sy seun vir ons gestuur het, bied vir ons 'n geleentheid om 'n hernuide verhouding met Jesus aan te knoop. En daarom kan ons die Here loof en prys vir God se ingryping in ons lewe, vir sy optrede. Sefanja se boodskap vir die volk was 'n teken van uiteindelike vrede. Daar gaan vrede kom. God sal in julle midde kom woon en hy gaan hom verheug oor julle wanneer julle na hom terugkeer. Aan die einde van Sefanja sien ons dat Sefanja kry 'n visie van vreugde. Ons het ons begin toe hy sê sang van vreugde. Hy sê die God wat julle dien, gaan vir julle herstel bring. Hy gaan julle skande wegneem. Hy gaan die verstrooides versamel en hy gaan in julle midde kom woon. So eerstens bring Sefanja 'n boodskap van persoonlike herstel. Sefanja praat van God wat nie net oordeel bring nie, maar wat herstel bied. So wat beteken dit vir my en vir jou vandag? As ek en jy met skuldgevoelens gebukkend loop, met vrees dalk rondloop en dalk besef, daar is skeiding tussen my en God, dan moet ons hoor, daar is hoop, dit is nie die einde nie. God roep jou deur sy liefde terug, deur bekering en geloof in Christus, kom vergifnis en 'n nuwe identiteit. Jy is nie meer 'n vreemdeling nie, jy is 'n kind van God. So dit is die eerste ding, persoonlike herstel. Dan lees ons mos nou, die profeet roep uit na Sion en Jerusalem om te sing van vreugde. Hy kom met hierdie vreugdevolle boodskap, deur vir hulle te sê, God het 'n einde gemaak aan julle straf. Hy het sy oordeel verwyder. Hy het sy vyande laat pad gee, of julle vyande laat pad gee.
en hy sal nou in julle midde wees. Hoef nie te vrees nie. Vergeet van moedeloosheid. Die God wat red, hy jubel en juig oor jou. Hy is vol van vreugde oor jou. Hy sal die verstrooides bymekaar maak, hulle skande verwyder, en hy sal die elendiges herstel. So hy sê, wees bly, 'n nuwe toekoms wag op julle. 'n Nuwe toekoms wag op ons. Tweedens, bespreek Sefanja die tema van gemeenskapsherstel. Aan die begin van hoofstuk 3, as jy dit sal lees, gaan jy sien van hulle verkeerde optrede. Hulle was opstandig. Hulle het hulle medemens uitgebuit, mense getrap. Die regters was onregverdig. Hulle het onregverdig opgetree. Die priesters het die tempel onheilig. Hierdie volk het eenvoudig hulle rug op God gedraai. Maar in Sefanja ontmoet ons hierdie God van genade, die God van tweede kanse. Ons sien dat ten spyte van hierdie volk se boosheid en hulle ongehoorsaamheid, God se doel is nie om oordeel te bring nie. Sy doel is om die volk te reinig en die volk te herstel. In Sefanja 3 vers 9 sê God, ek sal weer die volke se lippe rein maak, sodat almal die Here se naam sal aanroep en ons skouer aan skouer sal dien. Sefanja is 'n wonderlike boek wat vir ons leer dat die evangelie, God se verlossing, is vir almal. Hy kom en hy kom verander ons vrees in hoop. Ons hoef nie langer moedeloos te wees oor die lewe nie, want die Here is by ons. Hy het ons kom red. God sal sorg vir geregtigheid. Hy sal die hulpelose mense, die wat uitgestoot is uit die samelewing, sal hy help. Hy verwyder ons skaamte en hy gee vir ons 'n nuwe identiteit. Sefanja gee ook vir ons 'n opdrag. Ons word geroep om aktief aan God se sending deel te neem. Ons moet by God aansluit, net soos wat God die verstrooides gaan haal het en hulle bymekaar gemaak het, moet ek en jy uitreik na die randfigure, na die gemarginaliseerde mense, die wat uitgestoot is, wat ons dink wat anders is, die eensaames, die geskaamdes, mense wat nie wil kerk toe kom nie, want hy skaam oor, almal weet wat het ek gedoen, en ons vergeet dat die kerk is 'n plek vir sondaars. Die kerk hier is nie 'n plek vir die perfekte ouens nie. Ons moet daai mense gaan haal. Ons moet mense wat verkeerde keuses gemaak het weens omstandighede of omstandighede wat mense verstoot het. Ons moet 'n verwelkomende hand uitsteek en sê kom. Ons is 'n familie. Jy hoef nie daar buite te suffer nie. Kom. Want God maak plek vir almal. Ons moet onsself afvra, waar het ek en jy herstel nodig? Het sy in my persoonlike lewe? Het sy in my gesinslewe? Want Sefanja dien as 'n direkte uitnodiging aan diegene wat voel dat ek ver van God af is, dat ek verwyderd is van hom. God roep jou terug in liefde. Hy wil jou vergewe. Hy wil herstel bring in jou lewe. God is die een wat daarna smaak, dat daar eenheid moet wees in sy kerk, tussen mense, in gesinne. Hy wil hê dat daar vrede onder ons moet wees. As jy bewus is van 'n gebroke verhouding, is dit nie te laat om dit reg te maak nie.
Maak dit reg en nooi daai familielid, daai boetie of daai sussie wat jy al vir jare nie oor mee praat nie. Nooi hom terug na die tafel. Want God beloof dat hy nie net alleen herstel in jou hart sal bring nie, maar dat hy herstel in jou huisgesin sal bring. Sy vreugde genees en sy vreugde vernuwe. Hy maak plek vir 'n nuwe lewe en hoop. Praat met God en vra hom vir vergifnis en vra hom vir herstel. Maar meer belangrik, sê ja vir God. Ons het baie redes om te jubel. Ons kan jubel want God het ingegryp in ons mensdom. En hy het ons lot verander. Hy het ons lot verander van oordeel na herstel. Dink bietjie daaroor. Ons het gelees die eerste teks. Johannes het gesê, as dit nie vir Jesus was nie, was ek en jy nie hier nie. Maar God, deur sy liefde, het hy ingegryp, want hy het geweet. Ons sal dit by onsself nooit nie reg kry nie. Ons kan jubel, want Jesus is in ons midde. Deur sy gees is hy by ons. Deur sy gees lei hy ons, gee hy vir ons insig, wysheid, openbaar hy sy waarheid in die woord. Dit is die vrug van die gees. Troos hy ons. Deur sy gees het hy ons teruggeroep vanuit die duisternis na die lig, sodat ek en jy 'n verhouding met hom kan hê. En nou kan ons as verlosters leef. Nou kan ons deur die heiligmakende genade van God gemaal word tot perfeksie. God is regverdig, maar hy duld nie ongehoorsaamheid. Hy sal geen ongeregtigheid ongestraf laat bly nie. Hy oordeel almal wat hul rug op hom draai. Maar hy toon genade aan die wat terugdraai. Ons kan jubel omdat ons kinders van God is met 'n nuwe identiteit en omdat hy weer kom, dat hy die perfekte herstel gaan bring. Dit gee vir ons hoop. Stefania sê, God juig van vreugde, hy sing oor jou, wanneer jy terugkeer. Hierdie goddelike vreugde is ook die bron van my en jou vreugde. En daai vreugde wat ons in ons hart het, is nie selfsentreerde vreugde nie. Dis nie iets wat ek net vir myself hou nie. Dis iets wat ek met almal om my moet deel. God se liefde is vir almal bedoel. Stefania se boodskap is eenvoudig en kragtig. God se oordeel is nie finaal nie. As ons bekeer en terugdraai na hom, sal hy ons nie vernietig nie, maar sal ons herstel by hom vind. Stefania herinner ons dat die God wat kom om te oordeel, ook die God is wat gekom het om te genees, om ons te reinig, om ons te herstel en hom oor ons terugkeer te verheug. Ons kan dus nou 'n vaste geloof hê. Ons kan met vreugdevolle harte leef. God is in ons midde. Ons is nie alleen nie. Hy is by ons. Mag die lig van Advent ons harte verhelder. Ons verwagtinge vernuwe. Eenheid bring. Ons met daai vreugde vul. Mag ons met daai vreugde leef terwyl ons wag op ons Here Jesus Christus. Amen. Ons bid saam.
Liefdevolle Vader, dankie dat U die belofte vervul het, dat 'n kind vir ons gebore is, wat deur vergifnis herstel bring. Vul my met die sekerheid van hierdie adventsvreugde, sodat ek in vrede kan lewe en my nuwe identiteit in Christus kan omhels. Help my om vandag ten volle te lewe, getrou aan U in alle dinge. Here Jesus, leer my om myself weg te gee vir ander, om vriendelik te wees teenoor elkeen wat ek ontmoet, en om deur my dade en woorde U liefde sigbaar te maak. Maak my hart sag vir die verlorenes. Gee my moed om die verlossing wat U gebring het te deel. Heilige Gees, kom en vul my. Bemagtig my om 'n getransformeerde lewe te lei, nou en vir ewig. Lei my denke, woorde en optrede, sodat ek Christus in alles wat ek doen en sê verheerlik. Wees my troos, my leiding en my krag in tye van twyfel en in tye van blydskap. Mag U teenwoordigheid wees by elke tree wat ek neem. Mag U vrede oor my huis en my gemeenskap strek. Gebruik my om lig te wees in donker tye en om hoop te bring waar daar wanhoop is. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sing 'n slotsang saam. Welkom 'n stille nag van vrede.